Kom luister saam na Hester Steenkamp se stukkie prosa, Aura, wat die wenprosa was vir die Maart maand uitdaging op die Ink webbladwerf. Aura. Een bloedige middag in Januarie, skuins na 2, staan ek in die poskantoor om seels te koop. Seels van alle dinge. En in Mariental van alle plekke. Enige een wat al in Januarie in Mariental beleef het, sal verstaan dat die hitte onbeskryflik is. Dit skroei jou van buite en kook jou van binne. Dis dodelik. Ons het pas teruggekom van Stampriet af, waar ons die kinders by die koshuis gaan haal het vir die naweek. Red sê, ons oudste dogter wil op sluit seels hê, sodat sy haar boeke vir Afrikaans kan oortrek. Want so aan die begin van die jaar is dit mos wat ons doen. Afrikaans was haar gunsteling vak en sy het altyd ekstra moeite met daardie boeke gedoen. So, terwyl ek die gelukkige wenner is wat die seels moet gaan koop, sit ma en die dogters in die kar voor die poskantoor. En daar staan ek toe, hoogs gefrustreerd met die feit dat daar net een persoon agter die toonbank is, terwyl daar 'n ellelange ry is. Angstig oor ek weet my gesin sit en smelt in die kar, kort diskant kookpunt van die hitte, en baie lywe in die gebou en uiters ongeduldig, want ons moet tuiskom voor dit donker raak, want die wasgoed moet gewas word met sonkrag, en daar lê nog 'n ver grondpad voor. So ek staan daar met dun nerve, baie dun nerve. Voor my in die ry was seker 'n goeie 8 of 9 mense, en agter my ook soveel. Die volgende oomblik stap daar 'n rasta man in, 'n regte, egte rasta, kompleet met die dreadlocks, die veelkleurige gestreepte mis en 'n helder geel T-hemp met Jimi Hendrix se gesig lewensgroot daarop. Ek het my so bietjie verkyk aan hom, want in al my jare wat ek in die suide bly, het ek nog nooit 'n Nama Rasta, of is dit 'n Rasta Nama, gesien nie. Ek is egter gou weer terug op my frustrasievlak, wat diep in die rooi was. Want vandat ek daar gaan staan het die ry nog nie een aks vorentoe beweeg nie. Die verergdheid het in my binneste geborrel. Ek het gekook, my gesin het gesmeld. Die tyd het uitgeloop en die ry het botstil gestaan. Na 'n paar minute het iemand sag aan my skouer gevat. En met die omkyk het ek gesien dit was die Rastaman. Hy het my intens in my oë gekyk met 'n uitdrukking op sy gesig wat ek net as besorgdheid kan beskryf. Hy het effens nader geleun en gesê, mevrou moet bedaar. Mevrou se aura is swart, pik swart. Vir 'n paar lang oomblikke het ons net na mekaar gekyk, want woorde het ek nie gehad nie. En toe my brein weer begin werk, het ek net my kop geknik en gesê, ek glo vir jou. Ek het nie die gawe om auras te sien nie, maar ek kan voel my aura is swart. Ek het net daar in my spore omgedraai, uitgestap, in die kar geklim en vir res sy gesê, jammer pop, my aura is swart. Die seelding gaan nie vandag gebeur nie. Na daardie dag het ek hom nooit weer gesien nie. Dit was 'n vreemde, onverwagse ontmoeting en ek het lank daarna nog uitgekyk vir hom, maar geen teken ooit weer van hom gesien nie. Ek sou graag vir hom wou vra watter kleur my aura tans is. Die swart aura het my nogal bekommer. Ek het hom ook nooit vergeet nie, want sodra ek effe opgewerk raak oor dinge, herinner my boerman my graag aan my swart aura. Die laaste tyd dink ek egter weer gereeld aan my Rastaman, want met al die dinge wat ek elke dag sien, hoor en lees, kan ek voel my aura is weer swart, pik swart.